Wonderlik, lekker om die Here te ken, lekker om kind van die Here te wees, lekker om die woord te bestudeer en te lees in hierdie week, toe ek die Bybel so lees, en ek gaan so deur die Bybel, en ek sien die mooi dinge in die Bybel, en dan klop my hart so lekker, en ek het so lus om oor die woord, net met iemand te praat en te vertel, want as ek nie doen nie, dan kry ek eintlik soeibrand daarvan. So ek moet praat en ek moet vertel van die goedheid en die guns van die Here. Nou Paulus sê, sy rede en sy prediking is oor Jesus Christus en oor niks anders te nie. En myne is ook oor Jesus Christus en niks anders te nie. So kom ons, kyk gou wat sê die Bybel hier in Handelinge 10. Handelinge 10, as jy die geskiedenis van Handelinge 10 gaan lees, jy kan dit by die huis gaan lees, dan sal jy sien, dit gaan oor die eerste bekeerling uit die heidene. En sy naam was Cornelius, en hierdie man was hoofman oor 100 in die Italiaanse leermag. So hy was so iets soos 'n generaal, of 'n kolonel, of 'n kaptein, of wat het ook al wees, in die Italiaanse weermag. En hierdie man het ons 'n gesig van die Here ontvang, waar die Here gesê het, maar iemand, hy het vir die Here gebid, die Bybel sê, in die tweede vers, hy met sy hele huis was vroom en godsvreesend, baie almoes aan die volk gegee, en was altyd deur in gebed tot God. So hierdie was 'n baie mooi, goeie ou. As 'n mens kyk wat hy gelewe, sal 'n mens amper sê, hy was reg. Hy leef 'n goeie lewe, want ek wonder hoeveel van ons het geleef soos hy. Handelinge 10:2 sê hy met sy hele huis, so dis nou familie, kinders, alles. Ek sukkel nog met daai een, maar hulle sal kom wat nie daar is nie. Hy met sy hele huis was vroom, godsvreesend, en het baie almoes aan die volk gegee, en was altyd deur in gebed tot God. So hy het gebid tot God. Hy het al hierdie goed gedoen. En toe kom daar 'n engel wat vir hom sê, hy moet vir Petrus laat kom. Petrus moet vir hom kom sê wat hy moet doen. En ek wil net so een gedeelte uit die preek van Petrus, wil ek nou vandag uithaal, ek het nou by Petrus 'n preek gaan steel. En dan wil ek dit vir julle kom vertel, wat het Petrus vir die gemeente toegekom sê, wat in sy huis was, vir sy familie. En dit kry ons daar van die 34ste vers, gaan ek net lees tot en met die 38ste vers. Hy sê, en Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie. So ek wil nou eerste ding vir julle sê vanmôre, dat God het nie een liewer as die ander een. Die van ons wat hier sit nie, ook nie hy wat buite is nie, ook nie die een wat onder die bos lê nie, die Here het ons almal ewe lief. Hy is nie 'n aannemer van die persoon nie. Hy hou ook nie net van wit mense, of van bruin mense, of van swart mense, of van groen mense, of geel mense nie, hy hou van almal. Hy het almal lief. Ewe lief, daar is geen verskil in dit nie. Hy sê, maar dat in elke nasie, die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, toe hy die evangelie van vrede verkondig het, deur Jesus Christus. Hy is Here van almal. En die Bybel sê, so goed, so lief het God die wêreld gehad, Johannes 3:16, dat hy sy eniggebore seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe gaan hê. So lief het God die wêreld gehad. Elke nasie het hy gemaak, alles. Julle weet van die saak wat deur die hele Judea gebeur het en van Galilea af begin het, na die doop wat Johannes gespreek het. En dan begin hy, en dan vertel hy iets van Jesus wat my getref het. Met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, hy het goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Hy het die land deurgegaan en hy het goed gedoen. So ver soos wat hy gegaan het hy goed gedoen aan mense. So 'n mens kan hom eintlik, as jy wil, kan jy hom noem meneer goed doen. Hy het net goed gedoen. Hy het niemand skade aangedoen nie. Maar ek toe ek daaraan dink,
En ek hieroor dink ek, Here, hoekom is daar dan soveel dinge wat nie reg is nie? Hoekom is daar mense wat siek is? Hoekom is daar mense wat U dien wat siek is? Hoekom is daar mense wat U volg en verkeerde goed gebeur met hulle? Of hoekom loop alles dan nou nie altyd net presies reg nie? U het gekom om goed te doen. En toe van die Bybel, die Here my so deur 'n paar goed deur die Bybel, soos ek nou aan die goed dink, kom daar sekere verse in my hart op, en ek begin lees dit, en ek sien wat sê Jesaja van die Here Jesus. Kom ons gaan lees gou, net so grondslag lê van wat ek wil sê by ou en. Die profeet Jesaja, in Jesaja 61 vers 1, 2 en 3 sê hy, die Gees van die Here is op my. Hy profeteer van Jesus. Hy sê, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes vrylating uit te roep, en vir die geboeienes opening van die gevangenes. Dis hoekom Jesus gekom het. Hy het gekom om goed te doen, om uit te roep 'n jaar van welbehae van die Here, 'n dag van wraak van onze God, om al die trerendes te troos, om vir die trerendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word tere bunte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. Dis hoekom hy gekom het. Jesaja het al in, hierdie is gesê 640 jaar voordat Jesus op aarde gewandel het Jesaja al gesê, dis wat hy gaan kom doen. Hy gaan kom goed doen. Hy gaan mense kom uithaal in die duisternis. Hy gaan hulle kom help. Hy gaan hulle kom genade gee en hy gaan sy seën op hulle harte uitstort. Nou as ons Lukas gaan lees, staan die Here Jesus op. Hy's binne in die tempel. Dis vir my snaaks, jy weet. Terwyl ek dink aan die goed. Hy staan binne in die tempel. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes sit daar. Hulle hou niks van hom nie. En hulle lees hierdie goed in Jesaja 61. Hulle het dit geken. Hulle het in hulle kop ingeleer. Hulle kon dit uit hulle kop uit opsê hierdie skrifte. En hier staan die ene voor hulle wat net goed doen. En hy gaan in Lukas 4, 18, 19 en 20 en hierdie presies dieselfde skrif haal hy vir hulle aan. Hy sê die Gees van die Here is op my. Hier staan ek, die een wat julle verwag, die Jesus wat gesê het, hy gaan julle kom help. Hy sê die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbruisel van hartes te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig, aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is, met vryheid weg te stuur, om die aangenaam van die Here aan te kondig. Hy sê, hier is ek is die Here. Hulle sien dit nie raak nie. Hulle weet dit nie. Hulle aanvaar hom nie. En as ek nou vandag kyk, as ek dink wat het Jesus vir ons kom doen, as ons sien wat die Bybel sê Jesus is gister, vandag dieselfde, tot in alle ewigheid, in Hebreërs 13 vers 8, hy het nog nie verander nie, hy is presies dieselfde, en hy kom nog altyd om goed te doen, hy kom nog altyd om ons aan te raak, hy kom nog altyd om ons te genees, hy kom nog altyd om sy hand van genade en van goeddoen aan ons toe uit te reik, om ons te help en ons genade te kom gee. Hoekom ontvang ons dit nie? Het julle daaraan gedink? Ek dink baie daaraan. En wat is die geheim om uit te vind, wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen, laat dinge om my verander? Wat moet ek doen om die seën van die Here te ontvang? Nou kom 1 Petrus 1:8 en hy praat oor die kinders van die Here. Hy sê, vir wie julle al, het julle hom nie gesien nie, tog lief. En wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. So hy sê, julle wat nou hier is, sien hom nie, maar julle ontvang. Daar was mense wat ook ontvang het in daai tyd. Daar was mense wat ook genesing ontvang het. Daar was mense wat ook 'n roep van die Here ontvang het. Hoekom het hulle ontvang en ander nie? Toe gaan lees ek so 'n bietjie
verder in die Bybel. Ek gaan kyk so 'n bietjie na wat het mense gedoen, wat iets van die Here ontvang het. Hoe het hulle opgetree? Wat het hulle gebruik? Wat was hulle keuse van doen? Wat het hulle gedoen wat die Here se aandag getrek het? En nou het ek net vrouens gaan uithaal. Want as ons in die tyd van die Bybel was 'n vrou as 'n niks geken. Die vrouens met die Here die meeste dank oor Jesus van alle mense. Want hulle was voor Christus was 'n vrou niks. Maar Christus het gekom en Christus in hom is daar nie meer man en vrou en slaaf en vryman nie. In hom is ons almal dieselfde. Deur die Gees, die wedergeboorte van die Gees wat in ons harte plaasgevind het, staan ons op dieselfde vlak voor die Here en kan ons elkeen dieselfde van die Here ontvang en kan ons elkeen dieselfde doen met God se genade en met sy hulp. So toe gaan kyk ek nou wat het vrouens gedoen. Matteus 15, 21 tot 28 was 'n Griekse vrou. Sy was nie 'n Joodse vrou nie. Matteus 15. Kyk in julle Bybels, merk dit, gaan lees hierdie goed en gaan kyk of julle nie daai geheim of kan ek die Engelse woord link kan kry om met God te kontak uit hierdie storie oor uit wat hier gebeur het om deur te breek tot by die Here dat jy sy goedheid en sy guns kan ervaar. Jesus het daar verbygegaan by 'n plek en daar was 'n Kanaanese vrou, 'n Griekse vrou sê die Bybel, sy is Grieks gewees. En haar kind was erg van die duiwel besete. En sy het uitgeroep in vers 22, Here, seun van Dawid, my dogter is van die duiwel besete. Hy sê, maar hy het haar nie geantwoord nie. Toe kom sy disippels en nader en sê hom, stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Mens, stuur haar weg, sy staan 'n raasnet hier agter ons. En Jesus sê, maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel, sê hy vir hierdie vrou. Ek is nie gestuur vir die heidene nie, wag eers, die kruisiging moet plaasword, ek gaan opstaan, en dan daarna kan julle na my toe kom, deur die Gees, en ek sal julle help. Maar hierdie vrou, daar kom sy en val voor hom neer, en sê, Here, help my. Wat het sy gedoen? Sy het nie vir 'n antwoord by die Here gevat nie. Sy val voor hom neer, sy sê, Here, help my. Dis die enigste plek in die Bybel, waar ek sien wat enige een, heiden, Jood, wie dit ook al was, na die Here toe gekom het, en hy hom nie weggewys het nie, maar sê ek net eers, wag eers. Dis nie nou nie. Ek het net gekom vir die kinders van Israel. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. En sy sê, ja Here, maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van die tafel van hulle baase afval. Dit het iets vir my gesê. Toe antwoord Jesus vra, o vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos jy geglo het. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Sy sê, Here, dis reg, ek aanvaar, ek is nie deel van jou nie, ek is nie 'n Jood nie, maar een ding, Here, help my. Here, al is ek nie dit nie, wees my net genadig, kom help my net, gee my net guns. En jy weet, ons wil sommer alles net hê. Die tyd waarin ons leef op, is jy vraag ek ding as ek dit nie kan kry nie, as ek kwaad en ek gooi 'n tantrum en ek raak moeilik en ek is onbeskof en ek kry dit nie en ek skel uit en ek gaan aan, ek word, maar hierdie vrou het aangehou. Soos 'n iets wat jy nie van Jesus kan afkry nie. Die disippels het eintlik gesê, stuur haar van ons af weg. Sy was lastig. Sy het die Here Jesus gepla. Sy het gesê, Here, help my. Here, kom my te hulp. Sy het voor hom neer gaan val, dat hy nie verder kon stap nie, en gesê, Here, help my. En sy het haar antwoord gekry, want Jesus sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof. So ek wil vanmôre vir julle sê, een van hierdie goed
Wat 'n mens moet doen is, jy moet nie ophou om na die Here toe te gaan nie. Jy moet nie ophou nie. Jy weet as 'n mens, ek weet nie julle nie, baie keer as ek bid, en ek vra vir die Here iets, en ek kom maar nou altyd te dink, ja, maar wil die Here dit nou regtig vir my gee? Ja, maar is dit nou nodig wat jy dit het? Maar julle moet onthou, die Bybel sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose geeste in die lig, teen die duiwel. Hy sit hier agter en skiet hy 'n gedagte met 'n pyl binne my verstand in, en sê, ag, die Here stel nie jou belang nie, man. Hoekom moet jy dit hê? Hoekom moet dit so wees? Wie dink jy is jy? Dit is wat hy moet ons doen. Hy maak ons in niks, terwyl God ons iets gemaak het. Ons is sy kind. Ons is nie net 'n nommer nie, ons is die kind van die Here, en hy stel belang in ons. En as 'n kind vir jou ongehoorsaam is, dan is jy ongelukkig, maar tog is jy lief vir hom, en so is die Here vir ons ook lief, en stel hy belang in ons. So die fout is nie by die Here nie, die fout is by ons. Ons moet leiding kry, wat keer ons, om deur te breek tot by die antwoord van die Here. Wat moet ek doen? Wat moet ek regstel? Wat moet ek maak? Sodat die Here se genade met my kan wees. Jesus het meer simpatie as wat jy ooit kan dink. En hy stel meer in jou belang as wat jy ooit kan dink. Dis hoekom hy gekom het. Daar's nog 'n vrou in Lukas 7 vers 11 tot 15. Die weduwee van Nain word bo aangeskrywe. Hierdie vrou se seun is oorlede. En dit was haar enigste hoop. Sy het niks gehad om haar te help nie. Sy het nie iemand gehad om die seun daar seker maar versorg, het na haar gekyk. En hy kom ingestap in hierdie dorpie. Toe ek nou die storie lees en ek gaan dink daaroor, dink ek, jy het so oor die bult gekom en sien jy lê die dorpie voor jou. En toe hy so oorgestap om te sien, daar is 'n pad begrafplaas toe. En hy sien 'n moeder langs 'n stoet loop. Nie mooi karre gehad, seker soos ons daai tyd nie, ek weet nie wat het hulle gebruik nie, donkiekarre of wat het ook al is. Het hulle of hulle dalk het hulle die man gedra op pad om begrawe te word. En die 12de vers, en toe hy naby die poort van die stad kom, word daar net 'n dooie uitgedra, die enigste seun van sy moeder, en sy was 'n weduwee, en 'n groot menigte van die stad was by haar. En toe die Here haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel en vir haar gesê, moenie ween nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, Jesus, kyk na jou omstandighede. Hy is lief vir jou. Hy wil dit nie so hê nie, maar iewers is daar net 'n skuif wat jy moet maak om daai antwoord by die Here te kry. Dit wag net vir jou. Hy het klaar die werk gedoen. Hy het klaar op die kruis gesterf. Hy het klaar gegee wat hy moes gee. Sy bloed het gevloei. Sy gees het hy uitgestort. Ons moet net ietsie doen om sy aandag te trek. Hy sien daai hartseer vrou. Die Bybel sê hy het innig jammer vir haar geword. En dit het hom so aangeraak dat hy gaan staan het en almal gestop het en gesê het, stop net. En die Bybel sê en hy het die baar aangeraak. En die jong man het opgestaan en hy het hierdie jong man teruggegee aan sy moeder. Dink 'n bietjie daai blydskap. Ek wil ook sê daai ongeloof. Hier's my seun is terug. Kyk, hierso is hy. Ek sien al haar moeder, hoe bly is sy, gryp sy hom vas. Hoe bly is hulle, hoe in hulle harte ervaar hulle die liefde en die guns en die oorvloed en die seën van die Here, omdat die Here guns gegee het. So wil die Here vir jou en vir my guns gee. So wil die Here vir jou en vir my help. Moenie laat die duiwel sê, die Here stel nie belang in jou nie. Dis 'n leuen. Dis 'n leuen. Jesus is lief vir jou. Ek wil vir jou sê, baie kere sit hy oor ons toestand. Baie kere sit hy, en ek dink hy is ook bedroef as hy sien, as ons net daai skuif wil maak, dat die Here by ons harte kan uitkom. As ons net wil kom en alles vir hom bring.
die hele hart vir hom kom uitstort, alles vir hom wil gee, dan sal ons die oorwinning en die guns van die Here ervaar. Daar in Markus 5 vers 25, ek gaan dit nou nie lees nie tot 34, skryf dit neer, gaan bestudeer daai stuk by die huis. Was 'n vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, sy was siek, dit was, die mense beweer, dit is bloedkanker gewees, en hierdie arme vrou kon nie gehelp geword het nie. Die Bybel sê sy het al haar geld uitgegee aan geneeshere en sy het al erger geword. Ek het dit raak gesien na my kind se siekte vir die eerste. Want jy weet, jy betaal en jy probeer alles en jy die medisyne en jy daai medisyne en jy die bottel medisyne en dan stuur hulle jou na daai ding toe en dan na die volgende, jy nog 'n slimmer ene en nog 'n slimmer ene. En die Bybel sê sy het al erger geword. Maar hierdie vrou het 'n ding gesê, gaan soek dit daar in Markus 5. Sy het gesê, as ek die sool van Jesus se kleed kan aanraak, sal ek genees word. Jesus het nie gesê nie, die Bybel sê, sy het gesê, vers 28, want sy het gesê, as ek maar sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. As ek net dit kan doen, en dit is al wat ons moet doen. Ons moet net in ons gees, in ons hart, die Here kan aanraak en alles verander net so. Die Here is daar om te help. Hy is die goeie helper, hy het die land deurgegaan, hy het goed gedoen en hy het almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. En so gaan hy nog altyd sy oë deursoek die aarde. Hy kyk wie se harte onverdeeld op hom gerig is en hy wil ons help. Ons moet net daai lied kry. Ons moet net daai geloof by mekaar sit en sê ek gaan na U toe, Here, U gaan my antwoord. Daar's nie 'n resep nie. Daar's nie 'n resep nie. Mense het al resepte probeer uitdink. Daar's twee belangrike goed. Die eerste een, jy moet bid en jy moet glo. Dis die twee goed. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Sê die liedjie, Engelse liedjie. Begin om te bid en na die Here toe te gaan en te sê, Here, hierdie probleem van my, asseblief help my. Here, hierdie ding wat ek nie opgelos kry nie, kom help my. As ek myself is wat die probleme sê, Here, kom verander my hart. As 'n jong man van 27 jarige ouderdom, toe kom kniel ek voor in 'n ou kerk en toe sê ek, Here, wees my sondaar genadig, verlos my van die wêreld en sy begeerlikhede. En die Here verander my hart. Dat ek met mense moet loop praat en sê, hierdie ou verken dit nie. Toe haal hy daai ou vuil sondige hart wat altyd na ongeregtigheid sukkel uit en hy sit in my hart wat na God roep en 'n begeerte het na die Here, na sy woord om te bid en die Here te soek. En menige goed daarna het die Here my gehelp omdat ek besluit het, Here, soos hierdie vrouens, gaan ek nie nee vir 'n antwoord vat nie. Help my. Help my. As goed wat ek nou nog die Here oorbid in my eie lewe wat ek mee sukkel. As goed in my familie wat ek mee sukkel. Maar ek bid en ek soek die Here en ek wag vir die dag vir die oplossing en ek is nie bang om te sê die Here gaan my help nie. En ek wil vanmôre vir julle sê die Here wil jou help. As jy vanmôre hier sê die Here wil my nie help nie, gaan ondersoek jou hart. Wie wat gestaan jou grootste moeilikheid binne in die spieël. Hy staan en kyk vir jou. Hy vertel vir jou 'n klomp slim stories. Vergeet hom. Kyk verby hom. Daar's 'n God in die hemel wat gekom het om goed te doen en sy naam is Jesus. En hy is nie die aannemer van die persoon nie. Hy is nie vir my liewer as vir jou nie. Ek is net meer vooraan as jy. Ek loop vat wat ek by die Here nodig het. Ek loop haal dit. Ek loop pleit dit af by die Here. Iemand het eendag gesê, ag, hy vra net een keer die Here, want die Bybel sê mense moet nie baie herhaal nie. Ek het gesien die mense in die Bybel wat ek gaan lees voorbeelde. Hanna het gebid vir 'n seun. Sy het so aangegaan dat ou priester Eli
Jou pastoor op 'n ding met sy dronk. Hy gaan lees dit, gaan soek hy geskiedenis in Samuel 1, 2. Gaan lees dit, dan sien jy, toe sit sy daar, so het sy gebid en die Here gesoek, want sy het gesê, Here, asseblief, ek is nie 'n vrou as ek nie 'n seun het nie. En die Here het vir haar 'n seun gegee. Hy het vir haar geantwoord en hy het vir haar gegee wat sy gevra het, want sy het nie opgehou voor sy nie antwoord gekry het nie. Jakobus sê, verneder julleself en gaan na die Here. Verneder julleself, weerstaan die duiwel en die Here sal julle genade gee. Hoe weerstaan ek die duiwel? Ek luister nie na sy stories. Sê ja, hy kom uit daai familie uit nie. Jy is maar so elendig, jou mense is so nie. Ag man, almal se mense. As daar ouers wat nie 'n familie is wat nie 'n fout het nie, bring hom vir my. Hulle is maar almal dieselfde. Maar ek staan voor God. Die Bybel sê elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Elkeen. Daar is nie 'n naam geskrywe nie. Elkeen wat die naam van die Here aanroep. So lief het God die wêreld gehad. Hy stel in jou spesifiek belang. En hy wil jou help. Hy wil jou help. En hy gaan jou help. As jy net met jou hele hart na hom toe kom. As jy vanmôre sê, Here, help my. Miskien sit jy vanmôre hier, jy weet nie links, jy weet nie regs nie. Jy weet nie waar jy nie. Soos ons gesigte verskil ons behoeftes. Een het finansiële probleme, ander een het pyn. Ek dink die meeste probleme wat ons deesdae mee sukkel is geestelike goed, depressie en al hierdie verskriklike goed wat mense in verval het. Ek het dit ook gehad en die Here het my in een môre uitgehaal. En dit wil ek vanmôre vir jou sê, my God is in staat om jou in een oomblik daar uit te haal. Die Here is in staat om in een oomblik jou hart te verander as jy bereid is om met jou hele hart te kom. Nie na my toe nie, na die Here Jesus toe. Ek kan vir jou niks doen nie. Ek kan nie staan en praat of vir jou vertel wat hier staan. En ek kan voor die tyd bid en die gees van die Here afsmeek en sê, Here, wanneer ek bid, asseblief, kom raak mense aan, kom verander hulle lewens, kom gee vir hulle oorvloed, kom maak 'n ingryping in hulle lewens. En dan sal hy nog vir jou kom sê, die duiwel, jy was reg, en toe jy weer genoeg droom maak. Dan wil ek vir jou sê wat hy vir die verlore seun. Lukas 15, verlore seun, gaan lees dit. Die Bybel sê, sy vader het vir hom uitgekyk. En die Bybel sê, hy het tot homself gekom. Gaan lees daai, ou vertaling sê, hy tot homself gekom, aan die varkhok, sê hy, daar by my vader, die diensknegte leef beter as ek. Ek gaan opstaan en na my vader se huis gaan. En as jy verder gaan lees en jy sien, toe sy vader het gekyk vir hom, seker elke dag, want toe hy hom in die verte sien kom, toe spring daai ou man op, toe hardloop hy sy seun tegemoet, en hy gaan haal hom, en hy bring hom. Hoekom? Hy is meneer goed doen. Hy is die een wat wil help. Hy is die een wat jou wil genade gee. Wil jy dit hê? Vergeet jouself. In onsself kan ons niks doen nie. Net Christus kan ons help. As jy vanmôre sê, Here, dink tog aan my. Hy man Samson, ek wil hiermee sluit voor ek gaan bid. Toe hy daar onder hy pilare staan, en sy sit sy arm so om hy twee pilare, na hy gefouteer het, na die Here hom gebruik het, na hy wonderlike dinge gedoen het, nadat hy die Here geken het, na die Here vir hom oorwinning op oorwinning behaal het, toe maak hy droog, toe doen hy sonde, toe gaan staan hy so by die pilaar, hy sê, Here, dink tog aan my. Gee my net hierdie een oomblik oorwinning. En hy druk die pilare uit mekaar, hy toe kom die selfde gees, wat oor hom gekom het, toe hom met toue vastgebind het en hom losgeruk het oor hom, en hy druk dit stikkend in die hele amfitheater val in mekaar. En hy oorhaal oorwinning van die Here. As jy vanmôre soos hierdie man sê, ek dink hy daar gestaan, daar tussen die twee pilare,
en die trane het so oor sy wange gerol, en hy het gedink aan sy lewe, hy het gedink aan die goeie, hy het gedink aan die slegte, hy het gedink aan wat het God vir hom gedoen, hy het gedink hoe het hy die Here gefaal, maar toe hy trane loop, toe sê die Bybel skryf, en hy sê God het 'n behaag in trane, 'n verslae gees sien hy raak, toe kom die gees van die Here op daai manier, en as jy vanmôre soos hy kan uitroep, Here, dink aan my, gaan die Here jou help. As jy vanmôre sê, Here, dink tog aan my, kom staan gou, dan bid ek vir jou, gaan jy nie vra nie, ons mag nie naby mense kom nie, maar kom staan net op jou voete en sê, Here, uit die hemel sien my raak, en dink tog aan my, ek gaan bid, as iemand wat staan, ons dan nog eens, en sê, Here, dink aan my, bang wees nie, sê my God, Here, U sien vanmôre hulle wat staan in hierdie plek, en ek staan saam met hulle, en ek roep uit vanmôre, Here, dink aan my. En as jy miskien gedink het om verby te gaan, wil ek soos hierdie vroukie voor jou kom neerval, en ek wil sê, Here, dink tog aan my, dink tog aan my. Elkeen wat hier vanmôre staan, Here, sê, Here, dink tog aan my. En as ons roep vanmôre met ons harte uit, Here, uit die hemel, kyk vanmôre op hierdie plek neer, en kom raak ons aan in Jesus naam. Want U woord sê, hulle wat na U toe kom, sal nie beskaamd staan nie. Hulle wat na U toe kom, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word, sal gehelp word, en U genade sal met hulle wees. Ons bid dit in Jesus se naam. En ons staan, Here, nie uit gewoonte nie, maar omdat ons God nodig het, soos nog nooit tevore nie. En in dieselfde, Here, wil ek bid vir daai Botha gesin. Ek dink vanmôre, Here, aan daai vrou, ek dink, my God, asseblief gee haar genade. My God, asseblief breek tog deur na haar. Here, U is die God wat gesond maak. U draai alles om wat mense sê, U maak nuut, splinter nuut, want U is in staat om dit te doen. Ek bid in Jesus se naam. Ons verbreek daai mag van kanker in die naam van Jesus. Jou krank gees, ek bestraf jou in Jesus se naam. Ek breek jou werke in Jesus naam in haar liggaam. En ek spreek genesing en vrede oor hulle uit. Ek bid vir daai huis, Here. Here, laat U genade sal bring. Laat U self tussen daai familie waar hulle almal, broers, susters, ma, pa, ouma, almal bymekaar is, laat U self daar sal gaan instap en laat daar 'n oorwinning sal kom in Jesus se naam. Dankie daarvoor, Here, ons kan op U vertrou. En elkeen van ons wat hier staan, laat ons hier sal uitstap, ons koppe optel, met geloof na die Here toe gaan, want net U kan ons help. Ek bid in Jesus naam, en ek sê vir U dankie daarvoor. Amen.